Hello and welcome. We begin with the latest developments from Zimbabwe, where a national protest turned into a shutdown for citizens of the southern African country. Hartlike goeiemôre, kykers en luisteraars, baie welkom by die uitsending. Kykers en luisteraars, verlede week Vrydag het ek nou vir u 'n video meegedeel van inligting wat ek ontvang het, baie betroubaar, oor bedrywighede in Botswana, wat dan ook die Amerikaners spesifiek betrek. Jy kan gerus dit gaan kyk. Nou baie interessant, in die inligting wat ek meegedeel is, was ook die volgende, en ek gaan baie versigtig wees in my woordkeuse, om nie te veel detail te gee, vir die eenvoudige rede om die persoon wat dit aan 'n mens vermeld, bloot te stel, as ek so kan sê nie. Maar dieselfde individu het met my ook meegedeel. Dit is my baie interessant hoe die bevestiging, toe in hierdie week, in die afgelope 48 uur, eintlik daardie inligting sommer bevestig is, en die inligting eintlik sigbaar geraak het, die afgelope tyd. En deel van die inligting wat ook met my meegedeel was dat daar's, ek gaan die woord gebruik, aktiwiteite in Mosambiek, was die presiese woorde, in Zimbabwe, as ook in Namibië, Suidwes-Afrika. En baie interessant, kort daarna het die oproer in Zimbabwe sigbaar geraak. Kort daarna het die eerste berigte ingekom, die breëstroom media het nog nie oor dit berig nie, selfs nie die sosiale media nie, maar toe die eerste berigte ingekom van die onrus wat dan nou in Zimbabwe uitgebreek het. En dan spesifiek die hoofstad Harare, waar daar veterane van die oud Zimbabwese weermag en magte nou hierdie, noem dit maar rebellie opstand lei, wat maar gemik is om president Emmerson Mnangagwa, die huidige president van Zimbabwe, omver te werk. Nou ja, ek kan nie herinner, jy kan nie self herinner, toe Zuma Zimbabwe toe was, al die kontroversie rondom die militêre vliegtuig, kan jy dit nog onthou, toe hy Zimbabwe toe was? Ons weet dat die Chinese het bedrywighede in Zimbabwe. Ons weet dat Zuma Rusland toe was vir 'n geruime tyd, in aanhalingstekens vir mediese sorg, ek sê dit in aanhalingstekens. So mense sien duidelik die proxy, ek wil amper sê die proxy magte se oprigting. Dis nie moeilik om dit te sien nie. Hoe dit ook al sy, nou ewe skielik, nadat president Mnangagwa homself sigbaar en duidelik geskaar het aan 'n kant. Dit gaan nie hier oor watter kante nie, dit gaan hier oor 'n ontleding wat ek vir u moet gee. En dat u uit die projeksie kan sien en die gevare wat dit vir u inhou, en dan nou vir Suid-Afrika en Suider-Afrika. En dan, ja, dit bring jou dan weer terug na jou toe, dat jy moet gereed wees vir grootskaalse onrus, onstabiliteit, destabilisasie van nie net Suid-Afrika nie, maar Suider-Afrika. En die impak en die effek wat dit sal hê. Hongersnood in plekke so Zimbabwe en elders. Ons het gesien hoe naby was ons aan vlugtelinge vanuit Mosambiek, met die onlangse onrus en geweld wat daar was. En die inligting wat die persoon my gegee het nie, ek wil nie sê dit het nie daarmee te doen nie, dit het verseker, maar dis nuwe, vars inligting oor aktiwiteite in Mosambiek. Ek kan ongelukkig nie meer as dit sê nie. So dieselfde of aktiwiteite dan in Zimbabwe, en in hierdie week, soos ons hier praat, is daar grootskaalse onrus in Zimbabwe se hoofstad Harare, wat volgens berigte totaal afgeblok is. Maar hoe dit ook al sê, ons sien, om onrus so gekoördineer, skielik te hê, was daar mos beplanning, was daar mos voorbereiding, was daar mos oefeninge gehou, soos wat ons maar in Suid-Afrika elke dag sien. So ek wil maar net met u deel, dat hierdie ontwikkel nie net in 'n Suid-Afrika onrus nie, maar in 'n, soos hulle in Engels sê, regional, 'n streeks, 'n deel van hierdie Afrika kontinent. Ons sien dan ook, ek sal vir u video's tussenin speel, waar Burundi nou betrokke is, Uganda,
UPDF continues to be. Muhoozi Kainerugaba, who is head of the Uganda People's Defence Forces, or UPDF, made the threats last weekend as he commented on an offensive by Rwanda-backed M23 rebels in eastern Congo. He wrote that UPDF will not oppose M23's seizure of Kisangani, but they better move quickly, otherwise we will do it ourselves. DRC, Demokratiese Republiek van die Kongo, sien ons is nou ook betrokke in daai Sentraal-Afrika, asook dan in Rwanda met die M23 rebelle. En ons sien ook dat daar sekere nuusmediums is, maar daar is nuusmediums wat 'n verslag gee en hulle kommer uitspreek, heeltemal tereg. The violence has prompted fears of a wider regional war, with the armies of Congo, Rwanda and Burundi having all participated in the fighting. En hulle praat van, hier kan 'n regional war in Sentraal-Afrika. So ek wil amper vir u sê, met die M23 rebelle Rwanda, wat nou baie sensitief is, die gevegte daar met die M23 rebelle in die ooste van Kongo, met die betrokkenheid van dan nou Burundi, en as ook die uitlatings nou van Uganda, 'n generaal, die hoof van die weermag van Uganda, wat nou hierdie uitlatings gemaak het dat hy wil intree en betrokke raak in hierdie gevegte. So dan is dit letterlik die enigste 3 lande, wil ek amper sê, tussen hierdie lande wat nou in konflik begin gewikkel raak, naamlik Burundi, Rwanda, Uganda, Demokratiese Republiek van die Kongo, dan is daar net Angola, Zambië en Tanzanië, wat nou nog nie betrokke geraak het nie. Net daai 3, net daai streepie. Dan die aktiwiteite wat my meegedeel is in Suidwes-Afrika, Namibië. Ons het verlede week vir u daarop gewys op die aktiwiteite van die FSA in Botswana. Dan die aktiwiteite in Zimbabwe, wat ons nou sien besig is om sigbaar te raak, as ook dan in Mosambiek. So ons gaan met nie net 'n Suid-Afrika konflik en oorlog éventueel sit in hierdie proxy gevegte om die stryd van die suidpunt van Afrika wat 'n groot meriete het, gaan ons nie net sit in Suid-Afrika nie, maar in Suider-Afrika. Soos die Engels het 'n oulike uitdrukking van there's method in the madness. Nou die method in hierdie sentraal konflik wat hulle bekommerd is nou regional sal raak. Hierdie aktiwiteite wat die persoon vir my gesê het, wat ons nou in Botswana duidelik begin sien, as ook dan nou duidelik sien in Zimbabwe, met die onrus wat nou daar uitgebreek het, soos ons hier praat. En dan natuurlik Mosambiek, wat baie bedrywig is, maar soos ek vir u sê, die inligting wat ek gekry het, is vars inligting oor aktiwiteite in Mosambiek, aktiwiteite in Zimbabwe wat ons begin sien, Botswana wat ek vir een verlede week se video meer uitgelê het, en dan Namibië wat baie passief en stil voorkom. Was my interessant dat dit met my meegedeel is, daar is ook sekere aktiwiteite. So kykers en luisteraars, ek wil net vir u sê baie dankie vir almal wat gelike en gesubscribe het, vir die eenvoudige rede laat ons medevolksgenote, ek sê altyd, om hierdie video te maak is miskien 5 minute of 8 minute of 12 minute of 24 minute, dis maar gewoonlik die lengte van my video's. Dit is net 'n paar minute, maar om dit alles bymekaar te sit, gaan oor inligting wat inkom, betroubaar, dit gaan oor gebeure in die nuus, en dit alles saam, om dit in 'n video vir u aan te bied. En dit is my werk as 'n brandwag, om vir u te sê, hier is wat broei, hier is wat ons sien hoe dit begin uitbroei, en besef en weet en verstaan, dat dit gaan 'n groot effek hê, ook op Suid-Afrika. En dan, die enigste aandeel wat u het, as sulks, om hierdie boodskap as 'n brandwag, want u is ook 'n brandwag, om dit te versprei, is om letterlik like en subscribe te druk. Dis letterlik 2 drukkies. Dis die moeite. Met alle respek gesê, dit is die realiteit, dis soos dit is. Mense, hier kom 'n verskriklike lelike ding in Suider-Afrika. Vorentoe gaan jy sien, ek spreek dit nie uit nie, dis profeties. Hierdie Suider-Afrika oorlog wat nou tekens begin toon, inligting begin deurkom, sê ek vir is net 'n bevestiging van die profeseë. Ek kan vir hoeveel profeseë oor Suid- en Suider-Afrika gee, wat dit bevestig. Nee, kom ons draai dit andersom. Vir my bevestig die vleeslike gebeure
die profetiese. Want ons God is alles, ons geloof is alles. Daarmee saam, die mediums wat die Vader so sy profete gebruik, om sy kinders te help, te waarsku. Help u, volksgenote, subscribe en like, help hulle. Dit is waaroor dit gaan, luisteraars. En dan, help u self, help u volksgenote, sluit aan by Suidlanders. As u nie fondse het nie, skakel met Cindy, sê vir Cindy, ek het nie R105 'n maand om hierdie saak te bemagtig. Ek het dit nie, geen probleem nie, kykers en luisteraars. Met groot liefde, sluit aan. Dan word jy 'n onbetalende lid en ons doen dieselfde moeite vir u. Want dit gaan nie oor die behoud van ons mense. Dit gaan nie oor om soveel as moontlik mense so min as moontlik te laat seer kry en nog erger hulle lewens te laat verloor. Want in hierdie proksy-gevette en in hierdie stryd wat gaan kom, sê Sering van die Kaap, hoe ook al hierdie ding nou gaan uitspeel, gaan daar groot geweld mee gepaard gaan. En ek gaan weer vir u sê, dit sluit maar net aan by die mag wat God in Joël 2 sê, hy hier opgerig het. Dit sluit maar net aan by wat Sefanja 3, wat God deur sy profeet Sefanja vir ons hier in Suid-Afrika gesien het. Dit sluit maar net aan by wat Esegiel vir ons in Suid-Afrika gesê het, toe hy met die Bosveld gepraat het in Suid-Afrika. Dit sluit maar net aan met wat Micha vir ons gesê het, dat ons gaan die stede verlaat en in die veld gaan woon. Dit sluit maar net aan by oom Siener wat by daai profete aansluit en hierdie vleeslike wat maar net ook by hulle aansluit. So kykers en luisteraars, ja, ek is 'n brandwag, ek sê vir u, hier's aktiwiteite en die enigste lande in Suider-Afrika, vanaf Noord-Kongo suidwaarts, is op die stadium net 3, en is net omdat ek nog nie inligting gekry het nie, maar op hierdie stadium nog nie gekry, van Angola, asoks, miskien is daar iemand wat gaan sê, maar ek het iets oor Angola, wel, dan kom dit by, maar op hierdie stadium is dit net Angola, Zambië en Tanzanië. Die res in die hele Suider-Afrika is daar aktiwiteite. Druk, subscribe, like, sodat dit soveel as moontlik mense kan bereik en sluit aan dat u opgeneem is met mense wat soos u voel, saam met u is, u belange, ons belange, mekaar se belange op die hart dra. Pragtige week vir u, tot ons weer praat. Totsiens, sterkte.